Vandag vier ons Pinksterfees. Die woord Pinkster kom van die Griekse woord Pentekoste af, wat in Engels as Pentekost vertaal word en wat 50ste beteken. Hierdie 50ste verwys na die 50 dae vanaf Jesus se opstanding tot en met Pinksterfees. Die eerste Pinksterdag na Jesus se opstanding was 'n baie besondere dag. Ons lees in Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Amen. Broers en susters en jong vriende, dieselfde Heilige Gees is vandag ook hier by ons. Hier in hierdie erediens, hier by Vine Ministries hier agter, daarbo in die kinderkerk. En hy beloof dat hy ook elkeen van ons vandag sal seën en ons sal vul met sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Wanneer ons Pinkster vier en ons dink aan die Heilige Gees, dan dink ons natuurlik ook aan die ander persone van die goddelike drie-eenheid, die Vader en die Seun. En dan vier ons eintlik ook die drie-eenheid van God. Een van die liedere wat vir ons die woorde gee om dit te vier, is lied 207. Daar sing ons: eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons lied. Kom ons sing staande hierdie lied, en dan bly ons ook daarna staan vir die geloofsbelijdenis. Getuies, dat ons in vrede
Die geloofsbelijdenis van Nicea. Soos julle weet, het ons die afgelope week met die Pinksterbidure baie intens by hierdie geloofsbelijdenis stilgestaan. En daar's 'n baie goeie rede hoekom ons dit hierdie week gedoen het, want vanjaar vier ons die 1700ste verjaarsdag van hierdie belydenisskrif. Dis een van die eerste belydenisskrifte wat hierdie kerk, die vroeë kerk, aanvaar is. En wel in die jaar, dit is opgestel in die jaar 325 voor Christus, maar amptelik by 'n synode in die jaar 381 aanvaar. En een van die besondere eienskappe van hierdie geloofsbelijdenis, wat ook een van ons kerk se geloofsbelijdenisse is dat dit vir ons 'n baie mooi en duidelike uiteensetting oor die Vader en die Seun en die Heilige Gees gee. So in 'n klompie baie goed gekose woorde, wat ons aanvaar van die Heilige Gees afkom, sê ons baie duidelik, wat glo ons oor die Vader en oor die Seun en oor die Heilige Gees. Ons gaan nou vanoggend hierdie geloofsbelijdenis saam lees. Julle gaan dit saam met my hardop lees. Ons is gewoond aan die bewoording van die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels, wat ons so nou en dan in die erediens doen. Hierdie een is 'n bietjie anders, so ons moet konsentreer as ons hom lees, want dit is 'n baie treffende geloofsbelijdenis. So kom ons lees dit, maar wanneer ons dit lees, bely ons dit ook van harte. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is. En op die 3de dag, opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, van wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Daar sy, dit was nou lekker. Julle kan maar weer gaan sit. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n wonder dat U God is. Dat U ons God is. Dat ons U kan aanroep. Dat ons met U kan gesels. Dat ons in U kan glo. Dat ons in 'n verhouding met U kan wees. U het my gisterand, voordat ek aan die slaap geraak het, weer onder die indruk gebring van hoe wonderlik
is die feit dat U die drie-enige God is. Dat U as Vader alles geskep het en tot vandag toe onderhou die ganse heelal. Dat U die Seun U lewe vir ons gegee het om ons te kom red, sodat ons vir ewig by U kan wees en dat U verseker, soos ons hierdie week ook weer beleef het in die Pinksterbidure, gaan terugkom en dat U die Heilige Gees in ons woon. God in ons. Die enige God dat ons kan bely dat U as Vader God bo ons is. Dat U as die Seun God met ons is. En dat U as die Heilige Gees God in ons is. Terwyl ons so in diep nederigheid en laag buigend aan U dink, is dit so wonderlik dat ons ook vanoggend mense en sake na U toe kan bring. Na U toe, die groote, almagtige, liefdevolle, alomteenwoordige, inwonende, drie-enige God. Ons wil graag vanoggend veral ons kinders na U toe bring. U weet dat hulle eksamen begin skryf, dat eksamen 'n moeilike tyd is, spannende tyd is, 'n tyd van deursettingsvermoë. Here, wees asseblief met ons kinders. Lei hulle asseblief om ook die nodige deursettingsvermoë aan die dag te lê. Hou hulle gedagtes asseblief skoon en oop wanneer hulle eksamen skryf, sodat hulle onthou wat hulle geleer het. Ons bid ook vir ons as ouers, wat ons kinders in hierdie tyd moet ondersteun, dat U ons sal lei om dit op die regte manier te doen. Ook die oupas en oumas, wat so 'n groot rol in hulle kinders se lewens speel. Ons bid ook vir die onderwysers, dat U ook met hulle sal wees in die afronding van die eksamen en die merkproses. Ons gaan ook nie anders nie as om vanoggend vir almal te bid wat aan die Comrades Marathon deelneem, wat 'n uur of 2 of 3 gelede begin het. Here, wees asseblief ook met hulle almal daar op die pad en ook vir almal wat hulle ondersteun. Ons het ook gehoor hierdie week dat hierdie Sondag spesifiek geoormerk is as 'n gebed vir die vervolgde Christene. Ons besef hoe bevoorreg ons is om in vryheid en in veiligheid U vanoggend hier te aanbid en hier by mekaar te wees in U naam. Maar daar is miljoene Christene wat nie die voorreg het nie, wat smag om saam met medegelowiges vandag by mekaar te wees, maar dit nie kan wees nie. En as hulle wel vandag by mekaar kom, is dit in die geheim en hulle is bevrees, maar hulle wil so graag saam wees in U naam dat hulle bereid is om daardie risiko te neem. Ons bid vir elkeen van hulle, Here, ook vir hulle veiligheid vandag. En o Heilige Gees, terwyl vandag Pinksterfees is, terwyl ons vandag terugdink aan daardie gebeurtenis waarmee ons die diens begin het in Handelinge 2, toe U uitgestort is, bid ons, o Gees van God, waai asseblief ook oor ons vandag, soos daardie stormwind. Laat U Gees asseblief ook op ons kom, soos tonge van vuur, en praat asseblief daar diep binne in ons vanoggend, soos net U dit kan doen. Baie dankie, o Heilige Gees. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Romeine 8, vers 7
tot 17. Julle sal agtergekom het in hierdie week, toe ons die geloofsbelijdenis van Nicea behandel het, dat ons een belydenis van die geloofsbelijdenis van Nicea nie hanteer het nie. En daar is 'n baie goeie rede daarvoor, want ons wou dit los tot vandag. Die Heilige Gees se dag. Nou in die geloofsbelijdenis van Nicea, wat ons net nou gelees het, sê ons dat ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Daar is heelwat gedeeltes in die Bybel geskryf oor die Heilige Gees. Een van daardie gedeeltes is ons skrifgedeelte van vanoggend, Romeine 8, vers 7 tot 17. Kom ons lees vanaf vers 7. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, die Heilige Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, en ons kan byvoeg susters en kinders, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Tot sover ons skriflesing. Is dit net ek, of sukkel julle ook hiermee? Dit is vir my so moeilik om nie kwaad te word vir iemand wat my te nakom nie. Al weet ek moet nie kwaad word nie. Ek probeer so hard om nie daardie verkeerde gedagte te dink nie. Maar as ek my kan kry, dink ek dit alweer. Al weet ek, dit is verkeerd. Nadat ek daardie
woord gebruik het, beloof ek myself dat ek dit nooit weer gaan sê nie. Maar so vinnig as wat jy mes kan sê, glip dit weer uit. Is dit net ek? Of sukkel julle ook hiermee? Wie van julle sukkel ook hiermee? Steek 'n bietjie julle hande op. Kom. O, julle almal volmaak. Baie bly. Kom, steek jou hande hoog op. Ek kan nie dink daar's een van ons wat nie hiermee sukkel nie. Goed. Nou laat julle my so 'n bietjie beter voel. Want dis daarom nie net ek nie. Maar weet julle, ons is in goeie geselskap, as 'n mens dit so mag stel. Die einste Paulus, wat hierdie skrifgedeelte geskryf het, skryf in Romeine 7 vers 19. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar dit los nou nie ons probleem op nie. Dat ons almal hierdie probleem het, ek en julle en Paulus, wys maar net hoe ernstig dit is en hoe wyd dit onder ons voorkom. Die woorde wat Paulus hier gebruik om hierdie probleem of optrede van ons te beskryf, maak dit nog erger. Hy sê, hierdie optrede van ons is deel van ons sondige natuur. Dit is sonde, maar nie net sonde nie. Dit is so deel van ons, dat dit deel van ons natuur, ons menswees, ons wese, ons gene, ons DNA is. So diep is dit ingeprent in ons. Omdat dit so deel van ons is ons slawe daarvan. Dit verklaar waarom ons nie daarvan kan loskom en ontsnap nie. Paulus skryf hier, dit is ook teen die wet van God. Dit is so, want deur hierdie optrede misbruik ons die Here se naam. Kom ons in opstand teen die gesag wat hy oor ons gestel het, maak ons medegeskapenes dood met ons woorde en ons gedagtes en ons houdings, en beskinder ons mekaar met die verskoning dat dit maar net 'n wit leentjie is, maar eintlik die waarheid is. Omdat sulke optrede teen die wet van God is dit ook teen God se wil. Sy wil is eintlik baie eenvoudig. Liefde vir hom en liefde vir enige naaste wat oor ons pad kom. Uiteindelik, sê Paulus, is sulke optrede vyandskap teen God. Ons is vyande van God. En vyandskap teen God het nie 'n goeie einde nie. Ons is vyande van dieselfde God wat sy seun vir ons gestuur het om ons te red. Kan dit wees? Dit is mos nie waar nie. Ons is tog nie vyande van God nie. Ongelukkig is dit waar. Ons kan maar net na onsself kyk en luister wanneer ons hier uitstap vanoggend om te besef hoe waar dit regtig is. Maar dankie tog dat daar altyd 'n maar is in die Bybel. Maar dit hoef nie so te wees nie. God het geweet dat ons dit nooit sal regkry om sy wet te gehoorsaam, om binne sy wil te bly en nie slawe van ons sondige natuur te wees nie. En veral nie om dit aan te hou regkry nie.
Ten minste nie op ons eie en in ons eie krag nie. Jesus sê self in Matteus 26 vers 41, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Daarom het hy vir ons hulp gegee, die Heilige Gees. Daar is verklaarders wat meen dat God al by ons geboorte die Heilige Gees in ons insit, wanneer hy die asem van die lewe in ons inblaas, soos hy die asem in die eerste mens ingeblaas het. Wat ons verseker weet, is wanneer 'n mens in Jesus glo, jy alreeds die Heilige Gees in jou het. Want jy kan nie glo sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees laat ons nie net glo in Jesus nie, maar ook lewe vir hom in elke gedagte, woord en daad. Eintlik gee hy wat die Heilige Gees is vir ons heeltemal 'n ander en nuwe lewe. Dit is die ware lewe. Nie die lewe waarmee ons die hele tyd so terugval in sonde nie. Met hierdie lewe leef ons dan alreeds die ewige lewe hier op aarde, want ons lewe net vir God. Ons oefen nou alreeds vir die heerlikheid vir ewig by hom, waar dit presies is hoe ons vir ewig gaan lewe. Omdat ons net vir hom lewe, is ons nie bang vir hom nie, want ons is nie meer sy vyande nie. Danksy Jesus, ons oudste broer. Ons is nou sy kinders en ons lewens wys dit. Ons noem hom Abba, Vader, Papa, omdat ons lief is vir hom en sy wil en sy wet. Die Heilige Gees, wat God in ons is, hy maak hierdie onmoontlike vir ons en in ons moontlik. Hy kan, want hy is God. En niks is vir hom onmoontlik nie. Dan behoort ons mos nie ons eie kop te wil volg nie. Dan behoort ons mos nie so te sukkel om reg te doen en mooi te praat en opbouend te dink nie. Ons behoort dan mos nie die hele tyd terug te val nie. God, die Heilige Gees is tog in ons. Hy sal ons stop en ons reghelp. Maar tog doen ons dit nog steeds oor en oor. Dalk gebeur dit omdat ons die Heilige Gees soos daardie baie duur teestel hanteer, wat ons net uithaal vir spesiale geleenthede en vir spesiale mense. Die res van die tyd is dit in die kas besig om stof te vergader. Maak ons nie net so met die Heilige Gees nie? Ons dink hy is net daar in die ander kerke rondom ons besig. Ons dink dat hy net groot en sensasionele dinge doen en sien hom nie as iemand wat hier in ons binneste werk nie. Ons dink aan hom en wat hy doen vir 'n maksimum van 10 dae per jaar. Tussen Jesus se hemelvaart en Pinksterfees. En dan bære ons hom weer tot volgende jaar.
So, na hierdie diens, is ons klaar met die Heilige Gees. Geen wonder, ons sukkel so om reg te lewe, en te praat, en te dink nie. Broers en susters, so mag dit tog nie wees nie. So wil jy en ek tog nie wees nie. Ons wil die hele tyd in kontak met die Heilige Gees wees. Ons wil heeltemal onder sy beheer wees. Ons wil deur hom verander word en verander bly. Vir dit om te gebeur, moet ons die Heilige Gees vir die eerste keer of weer opnuut leer ken. En besef en beleef wie hy is en wat hy in elkeen van ons wil doen. Met die oog hierop gaan ons die volgende paar Sondae verder stil staan by die Heilige Gees. Maar jy hoef nie tot dan te wag om hom te beleef nie. Begin vanaf vandag en in die week wat voorlê, deur dit waarmee jy sukkel, dit waaroor ons in die begin gepraat het, met die Heilige Gees te deel in gebed. Jy kan net so met hom praat as met die Vader en die Seun. En hom aanroep in jou gebede as Heilige Gees. Vra hom om dit te stop en die vorige keer die laaste keer te maak. En as jy weer val, hou aan met hom daaroor praat totdat jy ophou. Die Heilige Gees wil jou help en beheer neem oor daardie dele waaroor jy beheer verloor. Hy wil heeltemal beheer oor jou neem. Laat hom toe en begin so die wonder beleef van die Heilige Gees van God in jou en jou lewe wat onherkenbaar verander word deur hom. Amen. O Heilige Gees, vir baie van ons is hierdie weer 'n herontmoeting met U. Vir ander van ons is dit die eerste keer dat ons dalk met U praat in gebed. Baie dankie vir hierdie dag, vir Pinksterdag. Baie dankie dat U in ons as mense ingekom het daardie dag, meer as 2000 jaar gelede. En baie dankie dat U net so in elkeen van ons wil wees en is, soos U in daardie eerste Christene was. Ook vandag, ook hier in hierdie kerk, ook by almal wat aanlyn ingeskakel is, ook in elkeen van ons, wanneer ons net nou hier uitstap. Vergewe ons, asseblief dat ons U, met alle respek gesê, elke jaar na Pinkster bære. O Heilige Gees, wees asseblief so deel van ons lewens. Wees asseblief so in ons, so sigbaar, so hoorbaar, so voelbaar, dat ons heeltemal deur U vervul word, dat ons heeltemal onder U beheer staan, dat ons woorde en ons dade en ons gedagtes heeltemal anders sal wees,
want U maak dit moontlik. U maak ons nuut. U laat ons eintlik weer gebore word. U maak ons nuwe mense. Waar U dit op ons hart gelê het, om ook vandag en in die eredienste wat voorlê, U weer beter te leer ken, en U vervulling en U salwing en die doop van U as Heilige Gees waarlik te beleef. Here, wil ek U smeek, o Heilige Gees, werk asseblief kragtig in ons elkeen en ook in hierdie gemeente van U. U is besig met ons. Ons sien al lankal die tekens. Vat ons asseblief na 'n volgende vlak toe. Totaal en al, as U instrumente, onder U beheer. U weet waarmee ons sukkel. U weet van daardie voorbeelde wat ek self net nou gebruik het, en so kan ons almal 'n klomp voorbeelde byvoeg. Verwyder asseblief ons sondige natuur uit ons uit. Doen 'n operasie binne ons sodat dit weg kan wees. En vul U self daardie ruimte. Vul U self, met alle respek gesê, elke ruimte in ons lewens. Nou en vir ewig. O Heilige Gees, baie dankie. Baie dankie. In Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons 'n gebed sing. Lied 454, kom ons sing dit as ons gebed, terwyl ons bly sit. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons sluit af met lied 453. Lied 453 en daarvan al 3 die verse. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle en in elkeen van julle wees en bly.